Onthou jy, toe ons nog kinders was, en ons was op pad see toe, saam met ons ouers, was die vraag wat ons die hele tyd gevra het, pa of ma, is ons al amper daar? Elkeen van ek en jy is op pad iewers heen. Maak nie saak dat ons geestelike pad is, ons finansiële pad, of ons verhoudingspad nie. En tog is elkeen van ons onseker oor die toekoms, onseker oor dit wat kom, wat wag vir ons in hierdie splinter nuwe jaar. Selfs Moses, die leier van leiers in die Bybel, was ook onseker. Daarom maak hy 12 spioene bymekaar en hy sê vir hulle, gaan kyk hoe lyk hierdie beloofde land. Gaan kyk na daai land waaroor ek so onseker is. Nou ek wil vandag heel aan die begin vir jou en vir myself sê, hoe ek en jy kyk na dit wat die spioene sê, verander alles in ons lewe. So belangrik, ek wil dit weer herhaal, hoe ek en jy kyk na dit wat die spioene sê, verander vir ons alles. Kom ons lees saam uit Numeri 13 vers 23. En toe hulle by die Eskolspruit kom, het hulle daar 'n rank met 1 druiwetros afgesny. 2 van hulle het dit aan die stok gedra, en saam met dit 'n paar granate en vye. Kan jy dink, 'n druiwetros wat so groot is, dat 2 manne dit aan 'n stok moes vasmaak, en moet dra saam met hierdie rank? Vers 25, en nadat hulle die land 40 dae lank verken het, het hulle teruggegaan na Moses toe. En hulle het vir Moses gesê, ons het in die land gekom, waarheen u ons gestuur het, en dit is baie belangrik, ek wil 'n side note hier sit, ek en jy kom elke keer, elke dag iewers in 'n land aan. Op pad na ons bestemming is daar verskillende lande, jy het 'n land van konflik, jy het 'n land van geloof, of 'n land wat jou uitdaag, of jy het 'n land van vrae, of 'n land van geleenthede. En hulle sê die volgende, hulle sê daai land loop oor van melk en honing, en hier aan die stok hang van sy vrugte. 12 manne deel dieselfde ervarings, en 12 manne sien dieselfde vrugte raak. 2 van hulle stap aan die ander kante uit met harte vol van geloof, en 10 van hulle verstik in hulle vrees. Hoe kan dit wees? Hulle sien dieselfde, maar hoe jy na jou spioene kyk, verander alles. Ek onthou, lank gelede was ek by die see gewees, en ons het daar in St. Francis Bay by 'n klein hawe waar die chokka-bote uit gaan gestaan, en hier het 'n koeltrok ingery gekom om vir die restaurant vis af te laai. En toe hulle daai deure oopmaak, het die mandjies vol vis in sulke trollies gestek gewees. En ek kyk hierdie betalje so van die 2de verdieping af, en hier kom 'n seemeel, en hy gaan sit bo op hierdie koeltrok. In die oomblik, toe een van die manne daai mandjies met die visse uitskuif, spring hy seemeel af, en hy sweep, en hy gryp 'n vis, en daar gat hy oor die horison. Hierdie seemeel dink, dis die normaal, om 1 keer 'n week te gaan, en 'n vis uit die mandjie uit te vat. Yskoud, gevries, bevrore vis vir sy seemeel familie, en vir hom het 'n situasie die normaal geraak. En ek wil vandag vir jou vra, wat is jou normaal? Is jou normaal die uitkyk wat die 2 gehad het vol geloof? Of is jou normaal dat wanneer jy kyk na hierdie groot vrugte, sê jy vir jouself, as die vrugte so groot is, dink hoe groot moet die reuse wees? Ons sien nie dinge soos wat dit is nie, maar ons sien altyd dinge soos wat ons is. Ek dink dis die belangrikste sin aan die begin van hierdie jaar wat jy en ek kan hoor. Ons sien nie dinge soos wat hulle is nie, ons sien dinge soos wat ons is. En dan is die volgende vraag, hoe is jy? Hoekom? Die hart van 'n mens is 'n lens. En ek en jy kyk na elke situasie, na elke uitdaging of elke ding deur hierdie lens van 'n hart wat ons het. Dink daaraan, 'n vredevolle hart kan vrede sien in die moeilikste tye. 'n Verwonde hart voel bedreig, selfs in 'n oomblik van veiligheid. En 'n suiwer hart kan die waarheid onderskei, waar onsuiwer harte miskyk wat die Here wil doen.
Vers 28 sê, maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Die lewe gaan op die ou einde van die dag oor heerskappy. Ek onthou toe ek op Bybelskool was daar 'n vak wat ek gedoen het, wie heers? En dit gaan daaroor dat wanneer ek en jy verstaan hoe om geestelik te heers, dan kom ons in heerskappy oor omstandighede. Dink aan Jesus op die aarde, toe hy aanland, en sy oog het op 'n ander manier gekyk, want hy kom uit die hemel, waar hy gewoond was om te heers, en hy land op aarde, en wat doen hy? Hy heers. Hy sê vir 'n dooie man, staan op, en hy staan op, hy sê vir 'n siekte, gaan uit, en die siekte gaan uit. Hy sê vir 'n demoon, of 'n legioen demone, laat spaner, en wat doen hulle? Hulle laat spaner. En net so luister jou en my omstandighede na die klank van heerskappy in ons stem. Wanneer vrees in ons heers, voel als om ons na vyande. Baie keer praat mense my oor Suid-Afrika en ek kom agter, hulle uitgangspunt is dat Suid-Afrika is een groot vyand. Met ander woorde, ons kan net nooit wen nie. Wanneer ons harte deur liefde beheer word, kry die wêreld betekenis om ons en ons begin ontgin die potensiaal wat daarin is. Wie heers vir jou? Het jy al daaraan gedink? Het jy al gedink aan die week wat verby is en gewonder, hoeveel kere het ek geheers? Hoeveel kere het ek in die oggend opgestaan en ek gesê, oh my soul, dis verby met my. Wanneer trots heers, dan voel die waarheid na 'n aanval. Want mense wat trots is in hulle hart, voel die heeltyd bedreig. Hoor jy hoe belangrik is hierdie woordjie heers? En wanneer ek vir jou vra, en ek kyk na jou omstandighede deur jou, dan wil ek vir jou en vir myself vra, wie heers? Dan kom ons by vers 30, en Caleb het egter die manne wat met Moses praat, stil gemaak en gesê, ons moet beslis optrek in hierdie land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat met hom saamgegaan het gesê, nee, ons kan nie. Teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons, groot vrugte, groot reëse. En as jy 'n bietjie verder lees, as jy onthou Caleb, toe hulle uiteindelik 40 jaar later in die beloofde land ingaan, toe Caleb al 'n ou man, en hy sê die volgende, hy sê, gee vir my die bergland, waar die reëse woon, want dit is waar die grootste vrugte is. Wie is jy? Hardloop jy, of heers jy? 12 kon sien, 10 was geestelik blind. Iemand vertel vir my, lang terug, hierdie storie van wolf en jakkals, en as julle onthou die stories van ons kinderdae, wolf en jakkals het altyd hierdie geveg aangegaan, en wolf jaag vir jakkals, en jakkals sien wolf gaan hom vang, en hy hardloop onder 'n kraans in, net om 'n draai, en hy gaan staan met sy hande teen daai kraans. En jakkals kom verby en sê, wolf, wat maak jy? Althans, wolf kom verby en sê, jakkals, wat maak jy met jou hande daar op die kraans? Hy sê, wolf, ek het gekeer dat hierdie kraans jou nie doodval as jy verbykom nie. En daarom hou ek hom in die lug. En hy sê, wolf, help my, dat ons net kan regskuif, en help my net om hierdie ding op te hou, en die oomblik toe wolf kom, en hy druk ook sy hande teen die rots, hardloop jakkals. En toe jakkals weghardloop, staan wolf daar, en hy wonder, as ek nou hierdie rots los, gaan hy my doodval. Die aand toe die son ondergaan, toe staan wolf nog steeds daar, met sy hande op die rots. Jakkals is lankal weg, hy is al in die bed. Want jy sien, hy het gekyk met 'n oog van vrees. En daai geestelike blindheid het hom so blind gemaak, dat sy vyand weggekom het, en hy vasgevang was, onder 'n rots wat nooit sou val nie. Hoeveel keer is ek en jy vasgevang, onder omstandighede wat ons nooit sal beskadig nie? Want jy sien, geestelike blindheid is nie 'n tekort aan inligting nie, dis 'n tekort aan groei. Ek wil dit weer sê, geestelike blindheid is nie 'n tekort aan inligting nie, dis 'n tekort aan groei. Want jy sien, geestelike groei verander realiteite, want geestelike groei laat ons uitvind
waar lê ons heerskappy? As jy wil hê omstandighede moet verander, is nie genoeg om net te bid vir daai omstandighede nie. Is nie genoeg om daai omstandighede net te bestraf in die naam van Jesus nie. Jy moet by daai plek kom waar jy geestelik groei, sodat jou realiteite kan verander soos wat jou gesag lig. 'n Engelsman het eendag gesê, "We do not encounter life as it is. We encounter life as we are becoming." Ons ervaar nie die lewe soos wat dit is nie. Ons ervaar die lewe soos wat ons word. En daai word is geestelike groei. En ek wil vir jou vra, hoe gaan jy word in 2026? Hier gebeur 'n interessante ding in vers 32. En die manne het toe die slegte gerug onder die volk, die Israeliete, versprei oor die land wat hulle verken het. Kan jy dit glo? Hierdie manne sien hierdie amazing land van melk en honing met hierdie groot vrugte. En hulle versprei 'n slegte gerug oor die land. Daai woord gerug is die woord diba in Hebreëus en dit beteken om boosheid in te roep. Wanneer ek en jy 'n negatiewe gerug versprei oor potensiaal of beloftes in ons lewe, dan letterlik sê die Bybel ons diba, ons roep die boosheid in ons lewe in. Maar jy sien, geestelike blindheid oordryf altyd. Dink aan jakkals, hy het oordryf dat die rots gaan val. En daai geestelike blindheid, daai vyl wat hy oor wolf se oë getrek het, het gemaak dat wolf se enigste uitkoms was om oorwin te word. Geestelike blindheid oordryf altyd. Hoor wat is die probleem? In vers 32b het hulle gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners moeilik maak en hulle harte verteer. Kan jy dit dink? Die land van melk en honing met druiwetrosse so groot dat 2 manne dit moet dra. Daai land maak die lewe moeilik vir sy inwoners. Dis 'n land wat die mense verteer. Hoor jy die boosheid en die leuen wat inkom? En die stem van die vader van die leuns wat begin praat? En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Jy sien, geestelike blindheid sien nie sy eie gesag en sy eie posisie in Christus raak nie. Geestelike blindheid kan net gevaar en die grootheid van die reëse raak sien. Dan gaan hulle aan in vers 33 en ons het daar ook reëse gesien, die Enakite stam van hulle af. En ons was so sprinkane in ons eie oë. En so ook was ons in hulle oë. Dis 'n afleiding. Geestelike blindheid kan nie sien nie. Daarom maak geestelike blindheid meeste van die tyd die verkeerde afleiding. Ons was so sprinkane in ons eie oë en so ook was ons in hulle oë. Hoe het hulle geweet? Wat dink die reëse van hulle? Dink jy een van hulle het die guts gehad om na een van daai reëse toe gaan sê, "Hey, hoe sien jy my?" Ons was so sprinkane in ons eie oë. Sprinkane verteer die land. En mense met hierdie blindheid kom by 'n plek waar hulle dink hulle is sprinkane, hulle verteer die land. En kyk maar, mense met daai leefstyl als om hulle verteer en raak vervalle. Numeri 14 vers 1 sê, daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. En al die Israeliete was verset teen Moses en Aaron. En die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar net in Egipte gebly het of in hierdie woestyn gesterf het, maar kyk die reëse. Mense van ongeloof sal altyd hulle eie geestelike leiers beskinder. Hulle sal altyd hulle geestelike leiers wil aftrek op hulle vlak, want dan hoef hulle nie verder uitgedaag te word nie. En soms vang ek myself, dat ek oor mense skinder, want ek wil hulle aftrek tot op my vlak, in plaas van dat ek begin kyk met oë van geloof. En dan sê ek en jy, as ons maar net in Egipte gebly het. Vers 4, en hulle het vir mekaar gesê, kom ons kies 'n leier en gaan terug Egipte toe. Geestelike blinde mense gaan altyd vir hulle inhunker na 'n nuwe leier, sodat hulle kan teruggaan na slawerny toe. Vrees kies 'n nuwe leier.
Hulle het dit tot met Jesus gedoen en hom gekruisig op die ou einde van die dag. Moet nooit toelaat dat vrees jou toekomsverwagtinge bepaal nie. En as jy 'n leier het wat jou uitdaag om die volgende stap te neem, moenie toelaat dat vrees maak dat jy vir iemand niets gaan soek nie. Want jy sal altyd, vrees gaan altyd jou toekoms wil steel. En hy doen dit deur jou verwagtinge minder te maak. Ons vrese en ons onsekerhede sal nooit totaal weggaan nie. Maar in plaas van om vrees te beklei die hele tyd sê ek sal nie vrees nie, verander jou verhouding met vrees, sodat dit jou nie meer kan beheer nie. Want jy sien, my gesag en my verhoudings met dinge en mense om my bepaal of hulle my kan beheer of nie. George, hoe op aarde kry ek dit reg? Hoe doen ek dit? Hoe kom ek weer in beheer van my omstandighede? Jy sien, versterk jou identiteit. Vind uit wie jy is. Vra jouself bietjie af, wie is ek anderkant die vrees? Wie gaan ek wees anderkant die Jordaan? Wie gaan ek wees as ek staan voor die reus? Laat dit jou dink aan Dawid, hy het daai denkpatroon gehad en hy het gesê, wie gaan ek wees? En hy het homself verantwoord, 'n man wat die Here gaan beskerm met 'n slingervel in sy hand, want daai reus gaan laat val en hy het voor die tyd sê, ek gaan sy kop afkap. Vra jouself, wat en waar is my ankers? Terwyl ons van vrees praat, 1 Johannes in die Nuwe Testament 4 vers 18 sê die volgende, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees uit. Want vrees sluit straf in. En wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ek wil vandag hier afsluit met 'n baie, baie belangrike gedagte. Hy sê, as jy volmaak geraak het in die liefde, sal jy nie vrees nie. En as jy vrees, dan sluit dit by default straf in en dinge gaan vir jou verkeerd loop. Hoe kry ek daai volmaakte liefde sodat ek nie meer vrees nie? Die woordjie volmaak in Grieks is die woordjie teleio, wat beteken om die karakter van liefde te ken. As daar iemand in jou lewe is vir wie jy baie lief is, dit kan 'n huweliksmaat wees of 'n vriend of 'n vriendin. In daai persoon leer jy die karakter ken van liefde. In my en my vrou se verhouding voel ek nooit dat ek op die plek is waar ek onseker voel in haar liefde nie, want ek het moeite gedoen om haar liefde te leer ken. En ek het dit gedoen binne 'n atmosfeer van intimiteit. Intimiteit staan vir into me you see. Intimiteit is net moontlik as ons ophou, as ons gesond genoeg is, emosioneel, om nie ons ware ek en karakter en foute weg te steek nie. Aan ons kerke kom ons baie keer en ons wil net getuig van al die mooi dinge wat die Here gedoen het, maar die Here sê, wanneer julle by mekaar kom, bely teenoor mekaar julle sondes sodat ek julle kan genees. Wanneer ek en jy by daai plek kom waar ons vrede maak met ons swakpunte, waar ons nie bang is vir ons eie swakpunte nie, dan kan die Here ons genees. Ons raak sterk genoeg om nie geheime te hê die hele tyd vir almal om ons nie. En dan leer ons die karakter wat die liefde wat die Vader vir ons het ken. Nou jy kan daai karakter net leer ken as jy die liefde kan vat. As jy kan sê, dit is myne. My God is groot en sterk, maar omdat my God my lief het, en ek sekuur voel in daai liefde, het ek nie nodig om te vrees nie. En ek wil jou en myself uitdaag om hierdie week in te gaan en die karakter van die liefde van die Vader te leer ken. Ek wil die belangrikste ding laaste sê, en ek glo dat die belangrikste goed staan in die Bybel, daarom gaan ek afsluit weer met Johannes 4 vers 18 wat ons nou net gelees het. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees uit. Want die vrees sluit straf in. En wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Volmaak te lei om die karakter van liefde te leer ken.
Hou op om vrees te probeer boks uit jou lewe uit. Spandeer eerder jou energie om die liefde wat die Vader vir jou en vir my het, te leer ken. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat aan my geluister het vandag seën. Ek wil bid dat hulle op hierdie oomblik u hand op hulle skouer sal begin voel. Vader, ons bid dat ons die karakter van u liefde sal leer ken, sodat ons nie geestelik blind is nie, sodat ons nie meer nodig het om die hele tyd te vrees nie. Geef ons die dapperheid om oor die Jordaan te gaan in daai nuwe, vars land en potensiaal wat u vir ons het, te gaan oorwin. In die naam van Jesus. Amen. Hier by Agape Online gaan ons al hoe meer en meer begin om in ons online community nuwe dinge te doen wat jou en my aan die een kant gaan troos, maar aan die ander kant gaan uitdaag. Baie mense wil by daai plek van geestelike equilibrium kom, daai plek waar daar geen challenge in my lewe is nie, maar weet wat, op daai plek van equilibrium sterf al, selfs in ons eie liggame, as daar nie beweging in ons liggaam is nie, dan sterf daai liggaam. Maar beweging kom saam met weerstand. So ek wil jou vra, gaan na agape.co.za en wanneer jy soontoe gaan, begin, daar's min op daai website op die stadium, maar begin inkoop in dit wat ons daar vir jou neersit, want hierdie jaar van 2026 werk ons met 'n plan, sodat Vader God jou en my kan sterker maak, dat ons kan groei in ons gesag, en dat elkeen van ons kan land by daai perfekte plan wat hy vir ons het, want wanneer sy plan vir ons werk, dan gaan sy plan vir die wêreld wat verlore gaan, ook kan werk. En miskien is dit nou 'n goeie tyd vir jou om te vra, watter rol moet ek speel in hierdie wêreld om sy plan te laat werk? Watter rol moet ek speel in Agape Online om sy plan vir ons nasie te laat werk? 'n Begin is om dalk die comments te vat in hierdie YouTube video en dit wat jy voel moet gebeur daar vir ons in te skryf, sodat ons saam kan groei in hierdie mooi land en dat ons saam met oop oë kan kyk na die belofte wat God vir ons het. Mooi loop, geniet hierdie week, elke oomblik, want elke oomblik behoort aan jou en ek sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd.